Goed, ons het 'n vraag via die internet gekry. Dit is Jasper Coetzee wat op Facebook gevra het. Hy sê, goeiedag, as ek die spreker reg verstaan, sê hy dat om God se wet, spesifiek die 10 gebooie, die morele wet te oortree of verbreek, ons deur dit te doen God se karakter skend en sondig. Hy vra dan, waarom dan onderhou die protestante die eerste dag van die week, Sondag as rustdag, en nie die Sabbat, die 7de dag van die week nie? Hy sê die 4de gebod beveel tog uitdruklik dat die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, en dat God die 7de dag as Sabbat geseën en geheilig het, en self daarop gerus het. Jy kan die Bybel van Genesis tot Openbaring lees, jy sal daarin nie een teksvers vind, wat Sondag die eerste dag van die week regverdig as die Sabbat nie. Wat sal 'n geskikte antwoord daarop wees? Ja, dis 'n mond vol en daar's eintlik 'n paar goed te sê daaroor. Ek dink die eerste ding wat ons moet sê is, ons handhaaf die beginsel van die wet, nie die letter nie. Nou die onderskeid, dit maak ook mense warm onder die kraag. Maar dit gaan basies daaroor dat ons moet gaan soek wat is onderliggend aan 'n bepaalde wet, en dan moet ons gaan kyk wat van die onderliggende van 'n wet geld universeel vir alle tye en oor alle plekke, en hoe verskil dit van hoe die wet geartikuleer en geformuleer is binne 'n bepaalde sosio-ekonomiese konteks of 'n sosio-kulturele konteks. So as ons byvoorbeeld die 6de gebod vat, jy mag nie doodslaan nie. Die manier hoe mense moord gepleeg het in die Ou Testamentiese tyd was om iemand dood te slaan. Jy het iemand doodgeslaan met 'n stomp of met 'n klip of met 'n byl of iets in die lyn. Nou het ons vuurwapens. Nou sê ons, daar is 'n beginsel agter die 6de gebod. Jy mag nie doodslaan nie, en dit beteken ook jy mag nie iemand vermoor met 'n vuurwapen nie. So dit gaan nie net oor die doodslaan nie. Dit sou die letter van die wet wees om te sê. So as ons net die letter sou toepas, dan sou ons sê jy mag iemand nie doodslaan nie, maar as jy hom op 'n ander manier kan doodmaak, dan kan jy dit doen. Maar ons weet daar's 'n dieper liggende beginsel, en selfs dieper as net moord, as ons na die bergrede kyk en die Here Jesus se verklaring daarvan. So, ons soek na wat is die beginsel van 'n wet, nie die letter van die wet nie. Dis die eerste belangrike ding. Die tweede een is, wanneer daar gepraat word in die Ou Testament, wanneer die wet gegee word oor die Sabbat, dan staan dit gewoonlik in die formaat, 6 dae moet jy arbei en die 7de dag moet jy rus. Daar staan nie, die eerste 6 dae moet jy arbei en die 7de dag moet jy rus nie. En die vraag is waarom nie? En die antwoord is baie eenvoudig. En dit is dat die beginsel daarachter is dat dit gaan oor die heiliging, nie oor die dag wat geheilig word nie. Met ander woorde, wat die Here doen is, hy gee vir ons 'n patroon wat gehandhaaf moet word. Dis nie vir die Here, die klem is nie vir die Here op die dag nie. Dis nie die dag wat spesiaal is nie, dis die Here wat spesiaal is. Daarom moet 'n dag aan hom gewy word. So die Here gee vir ons 'n patroon. So die term wat daar gebruik word is relasioneel. So die 7de dag is in relasie tot die eerste. Dis nie die 7de dag in telling nie. Dit is 6 dae moet jy rus, en die 7de in relasie tot die eerste 6 moet die dag wees wat aan die Here gewy word. Die belangriker en die dieper punt dink ek wel, wat ons by wil uitkom om ook die luisteraar se vraag te antwoord. En hy noem dit, reg deur die Bybel kry jy nie 'n teks wat die Sabbat vervang nie. Die belangrike is reg deur die Bybel, want as jy reg deur die Bybel gaan soek na 'n teks, dan is daar baie standpunte wat ons vandag huldig in die kerk en wat algemeen aanvaar word, wat daar nie 'n spesifieke teks voor is nie. En ek wil so antwoord om te sê, hy noem die protestante, ek wil dit verder verfyn om te sê gereformeerdes, maar en veral dan ons, as ek nou nie namens almal kan praat nie, maar in die AP Kerk is dit ons beginsel, dat ons lees die Bybel ook as 'n geheel. Ons lees dit in die verlossingsgeskiedenis, en dan in die verlossingsgeskiedenis is daar bepaalde lyne wat deurloop, van Genesis tot Openbaring, waarin ons duidelik sien, en miskien moet ek een of twee as 'n voorbeeld noem, waar daar in die Ou Testament byvoorbeeld die Pasga is, wat die uittog uit Egipteland herdenk, die verlossing van God se volk uit slawerny, word herdenk deur die Pasga wat gevier word, en die Pasga wys uiteindelik heen, en dis 'n profesie van die kruisiging van Christus,
van die lam wat geslag sal word in die Nuwe Testament baie pertinent ook so aangedui. Lam wat geslag word, wat in die plek geslag word, soos wat die offerlam geslag is, in die plek van die eersgeborenes by die uittog. En daardie Pasga gaan in vervulling, en wanneer dit in vervulling gaan in die Here Jesus Christus, dan word dit vervang met 'n nuwe verbondsteken, dit word vervang met die nagmaal. Nou is dit nie meer nodig dat daar bloed moet vloei nie, die bloed van Christus het gevloei, nou gebruik ons brood en wyn. En waar die Pasga heen gewys het na die kruis, wys die nagmaal terug na die kruis. Selfde met die besnydenis byvoorbeeld, die besnydenis was 'n teken van die verbond in die Ou Testament, wat die bloed laat vloei het, herinner het dat wie die verbond verbreek, sy bloed moet vloei, moet sterf effektief, wys heen na die kruis van Christus toe. Wanneer Christus aan die kruis gesterf het, dit vervul het, dan stel hy 'n nuwe teken van die verbond in die doop. En dit word nooit pertinent gesê dat die een die ander vervang nie, hoewel dit baie sterk geïmpliseer word, en tekste soos Kolossense 2 redelik sterk daarop wys, maar mense sou dieselfde argument kon voer en sê, nêrens staan dit pertinent nie. Maar dis 'n baie duidelike verlossingslyn wat in vervulling gaan en met 'n nuwe teken vervang word. Mense kan selfs die tempel noem, fisiese tabernakel, uiteindelik wanneer die volk vestig in die beloofde land 'n fisiese tempel, maar dan kom die Here Jesus en hy sê, ek sal die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou. En dan sê Johannes spesifiek, as die mense nie verstaan nie, hy praat van sy liggaam, hy praat van sy kruisiging en sy opstanding uit die dood. En dan word die Heilige Gees uitgestuur wanneer die Here Jesus na die hemel toe opvaar, en hy sê, jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. Dis die vervulling. Ons het nie nou meer 'n gebou nodig nie. So daar is 'n verlossingslyn, daar is 'n teologiese lyn wat reg deur die Bybel loop. En ons sien dit baie duidelik in die Pasga, in die besnydenis, Pasga na die nagmaal, besnydenis na die doop, die fisiese tempel na die liggaamstempel van gelowiges. Dieselfde soortgelyke lyn, mens kan dit doen met die, as 'n soortgelyke lyn in die 3 ampte, koning, profeet en priester. Maar mense sien dit ook in die Sabbat. Die Sabbat is die belofte van rus. Dit is interessant om te sien, dat met die skepping, God vir 6 dae werk, terwyl die mens nog nie bestaan nie. As die kroon van sy skepping, heel laaste word die mens geskape. En dan is die eerste dag, dis aand en is môre, en die eerste dag wat vir die mens aanbreek, is die rusdag. Wat 'n baie interessante konsep is, as mens kyk na die Sondag, na die Sabbat, of die eerste dag is die rusdag. Maar uiteindelik sien 'n mens hierdie lyn van 'n belofte in die Ou Testament, soos die tempel 'n belofte was, soos die besnydenis 'n belofte was, die Pasga 'n belofte was, wat in vervulling gaan. Die belofte van rus. En dan val dit so mooi saam met die feeste wat Israel gevier het, wat natuurlik elkeen ook 'n profetiese vervulling gehad het. Dat die Here Jesus gekruisig word op die dag waar die lam geslag word, die Pasgafees. En dat hy dan opstaan op die eerste dag, op die Sondag, op die dag van die eerstelinge. Die vervulling daarvan in 50 dae later, of 50 dae van die Saterdag af, 49 dae van die opstandingsdag af. Die uitstorting van die Heilige Gees, wat weer saamval met die fees van Pentekos. So, dis vir ons 'n baie duidelike vervullingslyn, soos al hierdie ander lyne. En daarom dat die apostels ook die dag van die Here gevier het, dat die apostels op die eerste dag bymekaar gekom het en sê, dis die Sabbat in vervulling. So dis 'n mondvol, maar uiteindelik is dit, die antwoord daarop is om te sê, ons sien in die verlossingsgeskiedenis raak, hoe die Sabbat ook 'n belofte was, wat vervul is. So as ons Jode was, dan het ons die Sabbat gevier. Ons is nie Jode nie, ons is gelowiges. En dan kan 'n mens gaan kyk na Romeine 14, en 'n mens kan kyk na Galasiërs 4, wat sê, julle vier die dae en die maande, dis nie die punt nie. Paulus baie sterk boodskap aan die Galasiërs, om te sê, julle mis die punt. Julle moet gaan kyk wat is die beginsels en die vervulling van hierdie goed. En Paulus praat natuurlik van die skadies, praat van die eerste beginsels, of die skadies. Hy sê, hierdie goed was skadies, wat vir ons gewys het op die realiteit wat kom. Die realiteit is nou hier. Nou fokus ons op die vervulling, nie meer op die beloftes nie, nie meer op die skadies nie. Dis waar ons staan. Wonderlik, baie dankie.